Elke persoon kom op 'n stadium in sy lewe wat hy wonder of is alles nog die moeite werd. Jy wonder of dit wat jy doen regtig raak gesien word, die pad wat jy loop voel te lank, jou las voel te swaar en jou drome wat eers hierso in jou gesig was, begin vervaag en jy dink, luister, hierdie is te ver van die werklikheid af, ek gaan dit nie maak nie. Jy kom partykeer op 'n punt waar jy wonder, moet ek nie maar net opgee nie? Wat is die punt van hierdie struggle? En dan raak jy moedeloos. Dan kom God na jou toe en jy kry hierdie dringendheid om net aan te gaan. Ons wêreld leer ons dat maklik altyd beter is. Vat die maklike pad, maar die koninkryk van God werk anders. Daar word karakterbou deel van jou lewe. En dis hoekom ons moet aangaan en partykeer moet deurdruk deur die pyn, deur die sukkel, want in die vasbyt is waar God jou vorm. Onthou, hy het reeds vooruit beplan en as jy daai keuse vat om maar deur te druk, dan is jou lewe volmaak. Jy is nie geskep om net met 'n ding te begin en dan halfpad te los nie. Jy is geskep om dit klaar te maak. Self Rit moes kies of sy gaan bly en of sy gaan. En onthou net, Rit se keuse het nie net haar storie verander nie, maar dit het die verloop van die geskiedenis verander. Want Jesus is uit daai bloedlyn uitgebore. Rit 1:16 lees ons, moenie by my aandring om u te verlaat en om terug te draai van agter u aan nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u oornag, sal ek oornag. U volk is my volk en u God, my God. Soms is getrouheid en aanhou die grootste geloofsdaad wat jy kan maak. In jou huwelik, in jou werk, met jou roeping. Ek gaan dit weer sê, God roep jou nie net om te begin nie, hy roep jou om te volhard, hy roep jou om klaar te maak. Moenie die seisoen waarin jy nou is onderskat nie, want God is besig om iets in jou te voltooi. Galasiërs 6:9 lees ons, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer die moedeloosheid vir jou klap tussen die oë, herinner jouself daaraan dat jy 'n Vader het wat nie net jou begin sien nie, maar ook jou einde ken. Hy gee nie moed op jou nie. Hy is met jou op elke tree van jou pad. Selfs wanneer jy twyfel, selfs wanneer jy in skadu loop, selfs wanneer jy op die punt is om op te gee. Hy gee jou daai bietjie krag wat jy nodig het om net vorentoe te gaan, want hy is die een wat jou gaan help klaarmaak. In Hebreërs 12:2 sien ons dat as ons oë op Jesus gefestig hou, dat hy is ons leidsman en hy is die volëinder van ons geloof, dan moet ons oë op hom gefestig hou. En onthou, jy is nie alleen nie, jou storie is nie klaar nie, jy is geroep om aan te hou en om deur te druk, selfs al gaan dit moeilik. Dit is maklik om te op te gooi, dit is baie maklik om maar net, ek het genoeg gehad hiervan en om te draai en weg te stap. Maar as jy kan deurdruk, dan gaan jy 'n storie hê wat jy met trane en dankbaarheid kan vertel van hoe die Here werklik vir jou deur. Hemelse Vader, ons kom vra vandag vir U dat U by ons sal bly, dat U ons sal help om te doen wat U wil hê ons moet doen. Hier waar U ons wil gebruik, Here, help ons om deur te druk al raak dit moeilik. Vader, dankie dat U by ons is, dankie dat U ons vashou. Dankie dat U besig is om ons karakter te vorm. Vader, help my om vandag vas te hou aan U en in U my oorwinning te sien. Dankie dat U my sal help om hierdie pad te voltooi. Baie dankie, Here, dat U elke oomblik met ons is. In Jesus se naam, amen.